Ons is besig om die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, sommer so gelyk te behandel. Dis die storie van Jesus waar hy gebore is tot by sy opstanding. Nou in die vorige lessies het ons klaar gekyk na Jesus en Johannes se geboorte, waar Jesus gedoop was en waar Jesus versoek was in die woestyn. So die volgende dan is waar Jesus sy disippels roep. Nou elkeen van ons het 'n verlede, dinge wat ons gedoen het waaroor ons nie trots is nie. En wanneer jy jou lewe reggemaak het met Jesus en jy kom weer in kontak met die mense van jou verlede, dan onthou hulle nie die ou jy. Nou die mense in Jesus se geboortedorp ken Jesus net as die kind van Josef. Hulle sal hom nie raak sien as die Messias nie. Nou oral waar Jesus gekom het, het hy met krag en wysheid geleer, ook in sy geboortedorp Nasaret. Nou in hulle sinagoge het hy vir hulle almal iets gelees uit Jesaja 61 vers 1. Nou Jesaja is gewoonlik die boek wat die Jode baie uitlees. En daar staan, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hou nou in gedagte, dit is Jesus wat nou hierdie lees vir almal in die sinagoge. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes 'n vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangenome jaar van die Here te verkondig. Nou dit is 'n direkte quote uit Jesaja uit oor die toekomstige Messias. Nou die Jode in die sinagoge het dit geweet, en hier lees Jesus dit met die autoriteit en bevestiging dat dit is hy waaroor hierdie stukkie praat. Lukas 4 vers 21 sê Jesus, toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Nou imagine jy's 'n Jood en jy wag vir die Messias om te kom, jy wag vir 'n groot koning wat die Romeine gaan kom verslaan, en nou kom Josef se oudste seun en hy sê dit is hy. Onmoontlik, jy ken Josef se seun. Jy weet waar hy gebly het, jy weet waar hy en sy boeties gespeel het. Nou die enigste manier om die Jode te konwins dat die Messias is hier, is om hulle uit hulle geskrifte uit te bewys. Nou dis ons Ou Testament. Daarom praat Jesus van Elia, en hy vertel hulle, van die klomp wat nou daar so in Nasaret is, van in Elia se tyd was daar baie weduwees, maar die weduwee wat God gebruik het was Sarfat, nou sy was heiden. Ook in die tyd van Elia was daar baie melaatses, maar die melaatse wat genees was Naaman, en dit is ook weer eens 'n heiden. So selfs in Elia se tyd het die heidene die wonderwerke ontvang, want die volk het te veel ongeloof gehad, net soos wat ons nou hierso ook sien, die mense van die dorp glo dit nie. Nou die boodskap van die begin af was vir die Jode eerste, en dan vir die heidene, en dan wanneer die tyd van die heidene klaar is, gaan God weer sy aandag na die Jode toe terugneem. Selfs Johannes het vir die Fariseërs gesê in Matteus 3 vers 9, en moenie dink om by julle self te sê, ons het Abraham as ons vader nie, want ek sê vir julle, dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Nou die Jode het 'n vreeslike groot dink van hulle self gehad, en hulle dink oor dat hulle Jode is, oor dat hulle uit Abraham se bloedlyn is hulle outomaties gekies. Maar Johannes, wat op hierdie sy boodskap was, mos bekeer julle, het hulle op hulle plek gesit en gesê dat jou biologiese bloedlyn het niks te doen met bekering nie. Selfs klippe, nou hier bedoel hy heidene, kan tot bekering kom. Die verlossingsplan is vir almal. Die antwoord lê in geloof, nie wie en wat jy is nie. Dit gaan oor glo in Jesus as jou verlosser. Nou soos ek gesê, dat die boodskap van Jesus wat gekom het om vir ons sondes te sterwe, was oorspronklik vir die Jode gewees in die tyd van Jesus, en dan sal jy sien dat sy disippels, veral dan Paulus, ek weet Paulus is nie 'n disipel nie, maar as jy na sy boeke gaan lees, gaan jy sien dit is geskryf vir die heidene, en dan gaan ons ook na 'n versie kyk waar ons gaan sien dat wanneer die tyd van die heidene klaar is, gaan God se fokus weer teruggaan na die Jode toe. Nou in die tyd van Jesus het Jesus eers kans gegee vir die Jode om die waarheid raak te sien, maar die verlossingsplan was van die begin af vir almal, maar dit was nodig vir die Jode om eers te glo, om aan die heidene die volle storie te gaan vertel en te verduidelik dat van die begin af was daar 'n God, 'n magtige God wat alles geskaap het, 'n God wat graag 'n verhouding met die mens wil hê. Nou die Jode het groot geword met stories oor hierdie God, sy verbond, sy krag. Onthou dat God het 'n uitverkore volk gekies, die Israeliete. Nie oor dat hulle beter was nie, maar oor dat God lief was vir hulle. Nou dit wys vir ons dat tussen al die mense op die aarde gaan daar net 'n groepie mense saam met God stap op die einde. Laat ek dit gou verduidelik wat ek hierso probeer sê, dat onthou die Ou Testament se spieelbeeld van die Nuwe Testament. In die Ou Testament sien ons dat God het 'n volk uitgekies wat die Israeliete was. Maar dis 'n spieelbeeld van iets dan van ons tyd. So in ons tyd daai uitverkies beteken dat
die ewige lewe gaan nie vir almal wees nie. So hierso sê ek, almal gaan die geleentheid kry, maar nie almal gaan by die verbond wil bly nie. Die Israeliete in die Ou Testament was anders, want hulle het God aanbid met baie presiese reëls. En ons as Christene is ook anders, want ons laat die Heilige Gees ons lei elke dag om heilig te lewe. Nou in Matteus 10 vers 5 stuur Jesus sy 12 disippels uit om te gaan minister. En daar staan, Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op die pad na die heidene nie, en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. So hierso sien ons dat in die tyd van Jesus was die fokuspunt die verlore skape van Israel. Weereens, ek het dit gesê, dit beteken nie dat die boodskap was net vir hulle nie. Hulle moes dit net eers hoor. Ook sien ons 'n Kananeese vrou wat 'n heiden is, loop agter Jesus aan en smeek vir genesing vir haar besete dogter. Maar Jesus antwoord haar in Matteus 15 vers 24, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Nou dit klink eintlik wreed, dit klink asof Jesus net omgee oor die Israeliete, maar nee, dit is nie so nie. Hy antwoord haar en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders, dis die Israeliete, te neem en dit vir die hondjies te gooi nie, en dis die heidene. En as jy daar 'n stukkie gaan verder lees, gaan jy sien dat op die einde het God vir hierdie vrou, of Jesus vir hierdie vrou gesê, dat haar genesing vir haar kind sal kom deur haar geloof. So die antwoord lê in geloof. Ok, nou sê ek hierso, jy sal ook sien dat alhoewel Jesus gesê dat hy is net geroep vir die verlore skape van Israel, het hy geweet die boodskap is vir almal. Gaan kyk in Matteus 8 vers 11 sê hy, maar ek sê vir julle dat baie sal kom van die ooste en die weste en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. So Jesus self sê, yes, ek gaan nou uit vir die verlore skape van Israel, maar eendag gaan almal van die ooste van die weste saam in die koninkryk van die hemele kan ingaan. Maar dis net nie nou nie. Onthou die volgende chapter, as my so kan sê, is dan gefokus op die heidene. Matteus 3 vers 9 praat Johannes die doper met die hoogmoedige fariseërs, ons het nou klaar na die stukkie gekyk, en moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. So selfs Johannes het geweet dat die boodskap is nie net vir die Israeliete nie, dit is vir die heidene ook. Matteus 10 vers 18, Jesus waarsku sy disippels dat in die toekoms gaan hulle voor regbanke gebring word. Daar staan, en ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om my ontwil tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene. En dan Matteus 12 vers 21 sê, en op sy naam sal die heidene hoop. So, in die tyd van Jesus was die fokuspunt die Jode gewees, maar soos jy so kan sien, Johannes en Jesus self het geweet, dat een van die dae gaan die heidene ook deel word van die prentjie. En dan hier is ons nou 'n versie wat ons dit gaan sien. Romeine 9 vers 25 sien ons dat God het al in die Ou Testament geweet, dat sy eie mense gaan Jesus reject. Dan gaan die boodskap oorgaan na die heidene toe. Is daar ook in Hosea. Ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem, en haar wat nie bemin is nie, my beminde, daar sal hulle genoem word kinders van die lewende God. So daai versie sê, God al in die Ou Testament, dat my volk, of dis nou, ek verwoord nou net, ek sê, my volk gaan die Messias reject, maar dan gaan ek 'n volk aanneem, dit is dan nou die heidene, en dan gaan hulle my volk noem, en dan gaan hulle kinders van God noem, dit is dan nou ons. Ook in Romeine 11 vers 11 staan daar, het hulle, wat die Israeliete is, miskien gestryd om te val, so die mense wil weet, jy weet, julle disippels en Paulus sê dat Jesus was die Messias, maar nou het die Jode dit gemis, het hulle dan miskien geval, en Paulus antwoord en hy sê, nee, stellig nie, maar deur hulle val, het die saligheid tot die heidene gekom, om hulle jaloers te maak. So hy sê, oordat die Israeliete geval het, oordat hulle die Messias gemis het, kan dit nou oorgaan na die heidene toe. Maar kyk het gou mooi na die laaste gedeelte van hierdie versie sê, om hulle jaloers te maak. Nou, wie wil hulle hierso jaloers maak? Dit is die Israeliete. Kom ons kyk wat beteken dit. As jy byvoorbeeld 2 kinders het, en jy wil graag iets ouliks doen vir een van hulle, maar daardie een is dalk nie nou lus vir jou nie, of hy's te besig vir jou. As jy sê, moenie worry nie, ek sal dit vir jou boetie gee, wat gaan dan gebeur? Daardie eerste kind gaan dan wakker skrik en sê, wel nou wil ek het hê, en dit is wat die versie in Romeine 11 beteken. Die Jode het Jesus nie gesien as hulle Messias nie, daarom het die disippels uitgegaan om die goeie nuus vir die heidene te neem, en op so 'n manier gaan God die Israeliete jaloers maak om te sê, wel, nou wil ek het ook hê. Daarom gaan ons sien in die laaste dae gaan God weer sy aandag sit op die Jode, om hulle te wys dat Jesus is die waarheid, dat Jesus was die Messias gewees. En dan, wat se versie kan ons kyk om te sien dat in die laaste dae gaan God weer sy aandag sit op die Jode? Romeine 11 vers 25, want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie
verborgenheid nie moet weet nie. Nou hierdie verborgenheid wat Lee van praat, laat ons eers gou kyk, die woord verborgenheid beteken mystery, iets wat julle nie geweet het nie. En hy sê eintlik vir die Jode, wat julle nie geweet het nie, is dat hierdie boodskap is vir almal. Dit is nie net vir die Jode nie, is vir die Jode en vir die heiden. Die res van die versie sê, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. So daar kom 'n tyd wanneer die getal heidene wat Christene geword het, vol gaan wees. So die Here gee net 'n sekere aantal tyd vir die heidene om tot inkeer te kom, dan gaan God weer sy aandag terugsit op Israel. En die einde van hierdie versie sê, en so sal die hele Israel gered word. Ok, so ons het nou gesien, of ek het gesê, ons moet ons nou kyk waar Jesus sy disippels roep. Nou onthou, wat was Johannes die Doper se boodskap gewees? In Matteus 3 vers 2 staan daar, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die 12 disippels se boodskap was in Matteus 10 vers 7, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Ook Jesus se boodskap was in Matteus 4 vers 17, van nou af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. So die boodskap is nog al die pad eenvoudig. Ons moet dit ophou met te complicate. Die boodskap is glo, is geloof. Glo in Jesus, word heilig, want onthou, as jy lief is vir iemand, gaan jy wil verander. As jy lief is vir Jesus, gaan jy uitvind waarvan hou hy, en jy gaan dit doen, en jy gaan uitvind waarvan hou hy nie, en jy gaan ophou om dit te doen, en dan dit is wat heiligmaking genoem word. Maar onthou, ons wil nie dit vir onsself hou nie, jy moet uitgaan en gaan disippels maak. Maar wat ek daar aan die einde van ons stukkie gesê het is, ons gaan daarom nie uit in ons eie krag nie. Die Heilige Gees gaan saam met ons, so ons het die krag om mense vir hulle te bid en hulle sal gesond word, so die Heilige Gees gaan saam met ons. Nou ons sien dat Jesus het al reeds begin preek en die mense was verbaas oor sy gesag. Selfs Andreas, hy het vir sy broer Petrus gaan sê in Johannes 1 vers 42, ons het die Messias gevind. Nou in Matteus sien ons dat Jesus se ontmoeting met die eerste disippels, Simon Petrus en sy broer Andreas was vissermanne gewees, en Jesus het vir Petrus gevra of hy asseblief sy skei kan gebruik om in sy skei te staan en met die mense te praat, so die skei het so bietjie ingevaar in die see in, dit staan in Lukas 5. Nou die rede daarvoor is die water van die meer, of dan nou die see, as dit die see van Galilea is, het gewerk soos 'n auditorium. Die klank het ver getrek en die skare kon Jesus mooi hoor. So sonder dat Jesus 'n mic en speakers nodig gehad het. So na die prediking het Jesus vir Petrus gesê om sy nette weer te laat sak. Maar Petrus sê vir Jesus, hulle het die heel nag probeer vang en hulle kon niks kry nie, maar op Jesus se woord sal hy uitgaan en weer gaan probeer. En op die einde het Petrus so baie visse uitgetrek dat hy sy vriende met ander skeite moes roep om te kom help met die vangs. Nou na hierdie wonderwerk sê Jesus toe vir hulle in Matteus 4 vers 19, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. So Petrus en sy broer was dan die eerste disippels wat geroep was. Die volgende twee was Jakobus en Johannes, hulle was ook vissermanne gewees. Nou in Johannes sien ons, Jesus het ook vir Filippus geroep, en Filippus het vir Nathanael gaan sê, dat ons het hom gevind, van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus die seun van Josef van Nazaret. So, Filippus het na Nathanael toe gegaan en vir hom gesê, ons het die Messias gekry. Nou hier is weer eens 'n bewys dat die mens van hierdie tyd het hulle oë oopgehou vir die Messias. Hulle het die somme gedoen en geweet dit moet nou wees. Net soos in ons tyd ook, van kleins af was ons geleer, Jesus gaan terugkom. Ons hou al die tekens dop, ons hoop. Nou alhoewel daar baie mense is wat glo daar gaan niks van kom nie, want ons hoor dit nou al vir so lank, maar gaan kyk ook in die boek van Konings. God se profesie strek gewoonlik 'n hele generasie lank. So as ons hoor dat Jesus kom terug, beteken dit nie môre nie, dit kan môre gebeur, maar dit is 'n profesie strek gewoonlik vir 'n hele generasie lank. Dit is hoekom ons dit al hoor vanaf ons klein is. Nou waarom het Jesus vir die disippels gesê, ek sal julle vissers maak van mense? Nou reg deur die Bybel is daar simboliese taal van die tyd gebruik om vir die mense die boodskap makliker te maak, dat hulle dit makliker verstaan. Byvoorbeeld, die Jode was boere, hulle was vissermanne, hulle ken die konsep van die army, want onthou die Romeine was daar rondom hulle. Daarom gebruik God hierdie beginsels om vir hulle en vir ons dinge te leer. Ons is geroep as vissermanne, wat beteken gaan vang siele vir God se koninkryk. Ons word geroep as boere, want daar staan die oes is ryp, maar die arbeiders is min. So ons moet uitgaan en ons moet die oes inbring. Ons word vergelyk met 'n atleet, wat beteken gaan uit en beoefen wat nodig is vir 'n suksesvolle Christen. Ons word geroep as army manne, wat beteken wees altyd gereed vir die aanvalle van die duiwel. Nou om 'n Christen te wees, moet ons nie agteroor sit en net wag vir Jesus om alles vir ons te doen nie. Gaan uit en oes, gaan uit en vang, gaan uit en oefen, gaan uit en fight. God is 'n medewerker.
ons moet ons deel ook doen. So ons het nou reeds gelees van Simon en sy broer, wat disippels geword het, en dan Johannes en Jakobus, en Filippus wat vir Nathanael gaan roep het. Nou, dis die eerste 6 disippels. Dan lees jy ook in Matteus 10 vers 2, wie was die ander 6 disippels? Thomas, ons ken hom as ongelowige Thomas, Matteus die tollenaar, wat ook bekend staan as Levi, nog 'n Jakobus, dan kry jy Tadeus, wat mens nie regtig baie van lees nie, Simon die Kanaaniet, nou hierdie ene was 'n Zealot gewees. Nou dit is 'n extremist. Hy was 'n Jood gewees, maar 'n extremist Jood. Hy sou byvoorbeeld doodgemaak het vir sy geloof. En dan die laaste een is Judas Iskariot, die een wat Jesus verraai het. Nou dis 12 gewone mense met gewone probleme. En dan sê ek hier, so God does not call the qualified, he qualifies those he calls. Okay, so nou kan ons begin kyk na Jesus se bediening, sy wonderwerke en sy teachings. Nou volgens Google is daar omtrent 37 wonderwerke opgeteken in die 4 evangelies. Ons gaan net na 'n paar van hierdie wonderwerke bietjie dieper na kyk en bestudeer. Nou die eerste een wat ons nog gaan kyk is waar Jesus water en wyn verander. Dit is ook Jesus se eerste wonderwerk in Johannes 2. Jy lees glad nie daarvan in Matteus, Markus en Lukas nie, net in Johannes. Nou Jesus en sy disippels was genooi na 'n bruilof, maar die wyn het klaar geraak. Jesus het nooit geweet dat Jesus is 'n besonderse mens en sy het die probleem onder Jesus se aandag gebring. Nou Jesus se antwoord was: "Vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie." Maar Maria weet Jesus kan, daarom sê sy vir die dienaars: "Net wat hy vir julle sê, moet julle doen." Nou Jesus se opdrag was om 6 reinigingskanne vol water te maak en te skep en te bedien. Nou die water wat in wyn verander het toe op die einde beter geproe as die eerstes wat bedien was. Nou gewoonlik is die custom, jy bedien eers die duur wyn totdat almal lekker dronk gekuier is, dan bedien jy die swakker wyn sodat niemand dit kan agterkom nie. En dan eindig hierdie stukkie af in Johannes 2 vers 11. Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kanaan in Galilea gedoen en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. So hier is nou so 'n paar goedjies wat ek gaan uitlig en ons gaan net bietjie dieper daarna kyk. Die eerste ene is, dit is 'n bruilof. Nou gewoonlik het 'n Joodse bruilof aangehou vir dae lank, gewoonlik 7 dae. Nou die bruidegom was verantwoordelik vir die wyn. Nou dink net hoeveel wyn was nodig vir 'n 7 dae open tap party gewees. So die bruidegom moet baie wyn beskikbaar hê. Nou Jesus is ons bruidegom. En hier moes Jesus in die posisie van die bruidegom ingeklim het en die bruilof voorsien het van wyn. Nou sommer met Jesus se eerste wonderwerk kry ons 'n klein voorsmaakie van wie Jesus is. Hy is ons bruidegom. Nou as jy Johannes 2 gaan lees, sal jy sien die bruilof het plaasgevind op die 3de dag. Nou hoekom is dit so belangrik? Wat maak dit vir die leser saak op wat se dag was die bruilof? Nou dit voel amper soos ekstra onnodige inligting, maar niks in die Bybel is onnodig nie. As ons lees van die 3de dag, dan is ons gevolgtrekking onmiddellik, Jesus het op die 3de dag opgestaan. Maar onthou, die Jode glo nie in Jesus nie, so wat 'n belangrike betekenis het die 3de dag vir hulle? Nou ons kan byvoorbeeld sê dat die 3de dag weet ons dat Jesus het opgestaan uit die dode uit en Jesus wat gaan terugkom, hy gaan ons terugkom as die bruidegom en ons sy bruid en dan gaan daar 'n bruilof wees. Maar kom ons kyk wat se betekenis is 3de dag vir die Jode. So ons moet nou Ou Testament gaan. Genesis 22 vers 4 sien ons op die 3de dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. Dit is waar Abraham sy seun moes gaan offer het. Exodus 19 vers 15 waar God direk met die volk sou gepraat het by berg Sinai en hy het aan die volk gesê: "Hou julle klaar teen die 3de dag," is waar God dan met die volk sou gepraat het. 1 Konings 12 vers 12 waar Jerobeam koning geword het, staan daar: "Kom na my terug op die 3de dag." Hosea 6 vers 2, hy sal ons na 2 dae lewend maak, op die 3de dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. So oral lees ons in die Ou Testament van die 3de dag, 'n dag waar iets groots gaan gebeur, byvoorbeeld waar Abraham sy seun moes gaan offer het, en ons weet dit is wat met Jesus ook gebeur het, God het sy seun geoffer. As jy kyk na Hosea sal jy sien dat op die 3de dag het hy weer lewend geword. Selfs in 1 Korintiërs 15, dis nou die Nuwe Testament, sê Paulus aan sy Joodse lesers, dat Jesus het uit die dood uit opgestaan volgens die geskrifte. So Paulus sê vir sy audience dat Jesus het die 3de dag uit die dood uit opgestaan. Dit staan in die Ou Testament. En toe ek bietjie gaan soek, ek kry nêrens 'n presiese versie wat in die Ou Testament staan dat die Messias gaan God wees, dit gaan God se seun wees en dat hy gaan doodgaan en 3 dae weer gaan opstaan nie. Ek kry dit nêrens nie, maar wat mens wel kry in die Ou Testament is die konsep van die 3de dag.
Nou hier het Paulus ook geweet dat oral in die Bybel word die derde dag geassosieer met iets besonders, veral dood en lewe. Nou daarom kan ons dan nou sê wat die betekenis van, hoekom het hulle nou nie die spesifieke stukkie gesê, dit het op die derde dag plaasgevind. Ok, dan gaan ons kyk na daarso waar Jesus vir sy ma sê, vrou, wat het ek met u te doen? Nou was Jesus ongeskik toe hy vir sy ma noem vrou. Nou vir ons westerse kultuur klink dit so. Ons lees net op 4 plekke waar Jesus praat van vrou. Waar hy met die Samaritaanse vrou praat, in Johannes 4 vers 21 sê hy vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur. Waar hy die vrou wat gevang was in oorspel, Johannes 8 vers 10 sê hy, vrou, waar is daar die beskuldiges van jou? By sy opstanding aan Maria Magdalena, in Johannes 20 sê hy, vrou, waarom ween jy? En dan wanneer hy met sy ma praat by die kruis, noem hy haar ook vrou. So in oosterse kultuur was dit 'n respekvolle manier om 'n vrou aan te spreek. So nee, hy was nie ongeskik gewees nie. Dan sê hy vir sy ma, my uur het nog nie gekom nie. Nou Jesus self het gesê die rede waarom hy gekom het was vir die sondaars. Matteus 9 vers 13. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. So die rede waarom Jesus afgekom het aarde toe, staan daarso vir sondaars tot bekering. Nou ons weet, dis die kruis. Hierso sê ek, die rede waarom Jesus in die vlees aarde toe gekom het, was om vir ons sondes te betaal. Onthou nog al die pad moes die priesters diere slag en offer vir vergifnis van sondes. Dit is 'n oneindige proses. Dis nie 'n finale oplossing tot 'n probleem nie, maar Jesus het gekom om dit te bewerkstellig. Sy bloed het vir almal se sondes betaal, eens en vir altyd. Daarom sê Jesus vir sy ma, dis nog nie my uur nie. Nou wanneer was Jesus se uur gewees? Jy lees dit in Johannes 17 vers 1. Jesus se gebed tot die Vader voor die kruisiging sê hy, Vader, die uur het gekom. Verheerlik die Seun sodat u Seun u kan verheerlik. So Jesus moes op 'n sekere tydperk gekruisig geword het. Onthou, God se storie is perfek met perfekte timing en met al die wonderwerke wat hy gedoen het, het dit baie aandag op hom gesit en dit kon veroorsaak dat die fariseërs vroeër hom gevange sou geneem het. Ons gaan sien ook in sekere gevalle waar hy mense genees het, dan het hy vir mense gesê hulle moet stil bly daaroor, want sy uur het nog nie gekom nie. Die rede waarom hy op die aarde is om te sterf op die kruis. En dan sê Maria vir die werkers dat net wat Jesus vir hulle sê, moet julle doen. Nou, vir ons is dit textbook advice. Doen wat Jesus vir jou sê om te doen. Maar hoe hoor ons Jesus se stem in vandag se tyd? Want daar is soveel distractions en die antwoord is eenvoudig. Lees jou Bybel. Die Bybel is die woord opgeteken. Die Bybel is Jesus. Lees dit en doen dit. Dan sien ons dat Jesus het vir die mense gesê, bring vir my 6 reinigingskanne. Nou hierdie kanne wat die dienaars moes volmaak was gebruik vir reiniging, nie om wyn in te stoor nie. Dit was gemaak van klip en nie klei nie. Nou klei is goedkoper en meer ekonomies, so meeste mense het klei gebruik, maar julle gaan nou sien dat hulle het klipkanne gebruik vir reiniging, want in Levitikus 11 vers 32 lees ons dat as enige dooie ding aan 'n klei voorwerp raak, moet dit stikkend gekap word, want die voorwerp is dan onrein. Daarom was die reinigingskanne in byvoorbeeld die tempels gemaak van klip. Klip is nie gebonde aan die rein-onrein wette nie. So as iets onrein aan hierdie stone jars geraak het, dan was dit nie nodig om dit stikkend te kap nie. Nou, wanneer hierdie reinigingskanne gebruik was in die Bybelse tyd, het die mense verstaan dat die water reinig jou geestelik, nie fisies nie. Hierdie water het bekend gestaan as lewende water. Nou, wanneer ons lees van wyn, is dit simboliese teken van Jesus se bloed. Nou, net 'n bietjie verder in die storie sien ons dat Jesus is die lewende water, en sy lewende water, in hierdie geval van hierdie wonderwerk, is dan sy bloed, en dit gaan vir ons geestelike reiniging bring. Nou as jy die somme gaan maak, sal 'n mens sien dat hierdie 6 kanne is gelykstaande aan 2 baddens vol wyn, 'n oorvloed van wyn. Weereens, ons as westerse mense sal dink, sjoe, hulle gaan dronk wees, maar die Jode sien 'n oorvloed van wyn as 'n teken van die Messias se koninkryk wat gekom het. In Jesaja 24 lees ons van 'n tydperk in Israel se geskiedenis waar daar geen wyn was nie en geen meer vreugde was nie, maar die profete boeke eindig altyd met hoop, 'n
tydperk wanneer dinge gaan omkeer, 'n tydperk van wyn, van vreugde. Jesaja 25 vers 6 sê, en die Here van die leerskare sal op hierdie berg vir al die volke berei, 'n maaltyd van vetspyse, 'n maaltyd van ou wyn. So die tydperk wanneer die Messias gaan kom, word herken deur 'n tydperk van wanneer daar baie wyn gaan wees. Nou onthou, hierso sê ek wat van die water wat in wyn verander het. Onthou dat die Jode het vir 'n Messias gewag wat al hulle probleme in die vlees gaan kom herstel. Byvoorbeeld hulle wag vir iemand om die Romeine te fight. Maar Jesus het gekom om dinge in die gees te herstel. Die enigste woorde wat krag gedra het vir die Jode was Moses se wet. En hier kom Jesus en hy praat baie anders as Moses. Eerstens het die Jode nie gedink die Messias gaan God self wees nie. Tweedens, soos ons reeds genoem het, daar is nêrens 'n presiese versie wat sê die Messias gaan sterf en op die 3de dag opstaan nie. As mens jouself in hulle skoene gaan sit, kan 'n mens verstaan waarom het hulle Jesus as hulle Messias gemis. Nou Moses se eerste wonderwerk was om water in bloed te verander. En Jesus se eerste wonderwerk was water in wyn. So Moses se wonderwerk bring die dood, maar Jesus se wonderwerk bring lewe. Ons sien ook in 2 Korintiërs 3 vers 6 sê dit dat die wet bring die dood, maar Jesus bring lewe. So hierso kan 'n mens 'n gelykenis trek tussen Moses en Jesus dan. So daarom, as ons na hierdie stukkie kyk, kan ons sien, ons dink is net 'n wonderwerk waar Jesus net water in wyn verander het. Baie mense wens vir dit, maar daar's soveel dieper lesse wat 'n mens kan leer. Byvoorbeeld dat Jesus is ons bruidegom, Jesus se bloed gaan ons reinig en Jesus se bloed bring vir ons lewe.